Louis, so vandag se vraag is, hoekom is dit so moeilik om oor innerlike swaar te praat? Toe ek die vraag gelees het, het ek onmiddellik gedink dat ek voel die ouer mense of ons ouer mense, ons sukkel nog daarmee. Ek voel my jonger garde is nou al baie beter daarmee, maar hoekom is dit so dat mense so sukkel? Weet jy, dis 'n interessante ding, jy's heeltemal reg. Want dit wys tog dat van meeste vorming van menslike kommunikasie is dit konsekwent een van die moeilikste dinge wat mense kan doen. Reg oor die spektrum, dit is so. Mense sukkel verskriklik. En daar's 'n ingeboude paradoks daarin. Want dit lyk oor die algemeen natuurlik nie altyd nie, maar mense wat die amper die nodigste het om oor swaar te praat, praat dan ook die minste oor swaar. En dit is 'n vorm van selfbeskerming. Dit lyk of dit tog so is. Dit gaan oor stigma, maar nie die rou vorm van stigma van almal gaan vir jou lag en jou spot nie. Ek meen ons leef daarom nie meer in so 'n tipe samelewing nie. Dit gaan oor baie dinge. Eerstens gaan dit baie keer oor die vrees vir negatiewe evaluering. Ja, niemand gaan my spot nie en hulle sal met my empatie hê, maar hulle gaan minder van my dink. Hulle gaan minder van my dink. Hulle gaan sê ag, sja. Jy weet, en dis nie wat ek wil hê nie. Ek dink is die eeueoue ding Ja, ekskuus, dit eeuoue voel vir ding. my, ja, die eeueoue ding van nog met die grot en die wegharte vir die leeu en die alles is dat deel daarvan is dat jy gaan lyk asof jy swakker is as jou span. Jy Ja. gaan swakker voel as jou Mm. span. Absoluut. En dis eintlik om jou sosiale identiteit te beskerm op 'n manier. Maar baie keer kan daardie ding geïnternaliseer word. So dan is dit amper meer oor wat gaan jy van jouself dink. Jy weet jy skaam vir jouself. Ag nee man, hoekom nou ek moet mos beter kan doen of voel of dink of wat dit ook al is. En dan word daai uitdagings word dan na binne toe gerig. Dit raak nie meer 'n sosiale ding nie. Mens voel tog baie keer veiliger asof hulle gaan verloor nie as jy maar liewer stil bly, jy weet. En mense is ook bang hulle word misverstaan of dink hulle is afhanklik of kom agter dat ek het eintlik nodig om bietjie met jou te praat. Dan sit ek 'n las op jou. Mense wil nie graag las op ander mense wees nie, baie keer ook. Dit speel 'n rol. Dit is amper daardie paradoks. En Lisa, natuurlik baie keer mens moet ook verstaan om oor emosionele swaar te praat, moet jy dit kan herken en formuleer. Baie mense kan dit nie doen nie. Daar is eintlik 'n hoë ek wil amper sê vlak van mense wat sukkel om hulle emosies te verwoord en om dit te herken. Daar's baie mense wat daarmee sukkel. Baie mense. En Maar die punt kom daarop neer, as jy nie presies weet waaroor jy praat nie, dan praat jy ook nie daaroor nie. maar Louis, sou mens nie dan sê of sien jy nie in jou praktyk dat mense wat sukkel om dit te bewoord, gaan dit nie hulle angs hoër maak? Want nou is dit nog jy ervaar iets, jy nie verstaan nie eintlik wat jy ervaar nie. Jy kan dit nie bewoord nie, maar dit voel vir my dit gaan mos nou jou angs ook nog sommer opstoot terselfdertyd in dieselfde oomblik. Ja, 100%, want jy weet jy is ongemaklik, jy's ontstel, maar jy verstaan nie presies wat dit is nie. Um baie keer sukkel mense om emosies in taal te omskep. Almal is nie so vaardig met taal nie. Baie mense sukkel met taal. Dis moeilik om vir mense te sê, maar ja, ek is nou nie, dis nie dat ek woedend is nie. Ek is net regtig nogal ontsteld en dit is so dit is meer 'n hartseer ontsteltenis as wat dit 'n vurige ontsteltenis is. Dis nie so maklik om daardie terme te sê, sodat ander mense kan verstaan wat jy sê. Dan los jy dit ook maar liewer net. En dis wat mense ook baie keer doen. Um Ek, Mens leer ook hierdie goed aan, Lise, hmm. nee. Ja, ja, natuurlik. Dit is wat mens aanleer van dis hoe die samelewing soos jy vroeër gesê het, stigma en so samelewing leer ons om seker goed moet ons maar onderdruk. En mense moet jou nie hoor nie, hulle moet jou maar sien. Maar ek dink nou by myself,
Dis tog hoekom mense soos julle daar is, sielkundiges en so. Julle help met daai bewoording. Julle help om te probeer saamwerk om dit te kan bewoord. Want die bewoording is eintlik Ja. baie belangrik. As jy kan bewoord wat jy ervaar, is jy al klaar 'n stap nader aan net beter voel. Ja, en natuurlik ook die ander deel daarvan om mee te help is baie keer word mense maniere of jou style aangeleer baie keer oor hoe jy ontwikkel het. Baie mense leer as kinders, man, emosies is nie eintlik belangrik. Dit is nie noodwendig negatief nie, maar dis net ag ons praat nie oor goed nie, ons gaan maar net aan of ons doen net dinge en dis nie 'n neutrale ding. Dis nie sleg of reg of verkeerd of iets nie. Maar in sommige kontekste help dit jou baie min. Soos as dit dan op daardie punt kom. Dan het jy aangeleer daarmee dat nee, wat dis nie hoe mense dit doen nie. Dit word nie beloon nie. Dit is ook nie eintlik veilig nie. Daar's geen punte nie. En dan los jy dit weer eens. Baie mense ervaar hierdie ding van kognitiewe dissonansie, nê. Um ek wil graag praat oor my swaar en want ek wil gou graag dit deel want dit is deel van ons menslike aard, maar dan voel ek ongemaklik as ek dit doen. So nou los ek dit ook maar. En daar's so baie faktore wat rolle speel. Jy weet, kulturele norme, geslagsrolle, uh afhangende in watter verhoudings dit is. Is dit in 'n kollega verhouding of is dit in 'n liefdesverhouding en hoe word dit gesien? So eintlik maak mens dan 'n bietjie somme en jy sê, okay, wat is die prys wat ek gaan betaal as ek nou lekker vir iemand vertel hoe ongelukkig ek is? En ek weeg die twee op en baie keer is die prys te hoog om te betaal, ten minste in mense se persepsies. Hoe hoe moet 'n mens dan met jouself praat om jouself dan te oortuig van dit gaan die moeite werd wees om wel te deel? Wat is die mag van deel jou swaar met ander? Wat gaan dit aan jou doen? Ek moet amper sê jy moet hulle nou oortuig. En ja, en ek dink die relevante vraag is maar hoekom moet ek met my swaar praat oor ander mense? Wel, baie keer is dit nie nodig nie. Dis waar en daar's ook iets te sê vir 'n stoïsynse benadering. Jy vat dit op die ken en of jy nou wat help dit nou om te kla? En mense hou ook baie keer partymal van daardie benadering. Maar die goed is konteksgebonde, nê. Nee. As jy in 'n verhouding is, 'n vriendskapsverhouding is of 'n romantiese verhouding met iemand en jou vrou of jou man of jou lewensmaat sien by jou dat jy's ongelukkig, dit gaan nie lekker nie, jy praat nie, jy sit maar net daar, jy het nie energie en so nie. Nou vra jou lewensmaat vir jou, maar wat, jong, jy's nie lekker nie, wat gaan aan? Dan sê nee, niks. Nee, ek's okay. Hoe lekker is dit nou vir jou lewensmaat? Nee. En is dit nou die ooreenkoms gewees dat dit is hoe dit werk tussen julle? Dit is tog nie die ooreenkoms nie. Natuurlik ook vir jouself in sekere kontekste. En soos jy tereg nou gesê, dit is hoekom sielkundiges daarom ook baie kere werk het, is daar is geweldige waarde daarin. Dit is 'n bewese feit dat mense deur swaar te deel op 'n sekere vlak, natuurlik as dit ook goed gefasiliteer word, het geweldige impak om die swaar te verlig. Uh dis waarom daar prosesse soos groepterapie byvoorbeeld is wat baie goeie impakte het in sekere gevalle. Ons almal ken daardie gevoel van waar iemand verstaan waardeur jy gaan en ook met jou deel dat hulle ook dieselfde voel en dan voel jy sommer 'n bietjie beter. Ons almal ken dit. Ons is gebou daarvoor. So daar's duisende redes hoekom dit in baie gevalle nodig is om jou swaar te deel. Al is dit net om nie te veel negatiewe terugvoer te kry nie van ander mense af. Jy sit heeldag daar met jou dikbek, jy sê vir ons niks, ons wil jou help. Maar ons weet nie wat's aan die gang nie. En jy sê bulker rond. Nou raak ons vies vir jou. En jy is ook nie lus daarvoor nie. Partymal is dit nodig om jou swaar te deel om konflik te vermy, byvoorbeeld. So ja, en hoe jou vraag is dan as jy dan sukkel daarmee, hoe doen jy dit dan nou? Wat moet jy nou maak?
Want jy het al agtergekom, dit werk nie altyd so goed vir jou om net stil te bly nie. Nou het jy net een. Jy's 'n om die Engels term te gebruik, 'n one trick pony. Goed, nou wil jy daarom ook partymal bietjie vir mense sê. Dit is dus soos 'n spier wat nog nooit geoefen is nie of baie swak geoefen is. Jy gaan mos nou nie daardie spier onmiddellik maksimum inspann en ooroefen nie. Jy gaan 'n bietjie klein bietjies doen waar dit veilig is. Jy weet as iemand vir jou vra hoe gaan dit dan en of dit is jou goeie vriend, dan sê jy jong, ek moet nou eerlik wees, dit gaan eintlik so goed soos ek nou maar altyd net sê nee, goed, dankie. En dan sal jou vriend dan vra maar wat is fout? Dan sê ag nee, dis niks ernstigs nie. Ek is maar net bietjie onder druk by die werk. Dis klaar 'n bietjie 'n stapie vorentoe. Want dis dalk lekker ook vir jou dat jou vriend ook so 'n bietjie vir jou ondersteuning gee en sê ag ou Pel, toe man, dit sal oukei wees. Al is dit al, dis ook lekker. Maar onthou, jou goeie vriend word ook ontmoedig om sy of haar swaar met jou te deel. Want hy of sy sien jy doen dit glad nie. So dit is blykbaar nie hoe dit vir jou werk nie, so nou gaan ek maar jou ook nie pla met my swaar. En meeste mense wil tog as vriende of as familielede of as lewensmaats of vennote vir ander mense ook daar wees. Ja. Kyk, dit is altyd dit is 'n seer komplekse onderwerp vir my, soos wat dit net 'n baie belangrike onderwerp is. Iets wat mense moet oordink, wat jy jou eie vrae moet vra, wat jy met jouself moet gesels om uit te werk. Hoekom doen 'n mens sekere goed? Maar die tyd het ons ongelukkig nou ingehaal, so indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie vir Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Sy kontakbesonderhede alles is hier saam met hierdie gesprek, so indien jy vir hom wil kontak, gaan kyk gerus daar. Deel die gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, en dan die heel belangrikste soos altyd is, kyk mooi na jouself.